So ons gaan saam lees uit Johannes 15. En ons lees vanaf vers 9. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dis my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. En dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Tot sover. Soos ek hierdie week werk deur wat die Bybel reken as vriendelikheid en vriendskap wat daaruit vloei, kom ek agter dat ek 'n baie verkeerde verstaan vir 'n lang tyd in my lewe van wat dit beteken aan vasgeklou het. Maar een ding is ek seker van, nog altyd, en dink ek sal ek vir altyd wees, en ek dink julle sal saam met my ken, maar daar's baie min goed so aanstootlik en quite frankly irriterend, soos aangeplakte vals vriendelikheid. Ons almal herken dit, 'n kunsmatige glimlag wat eintlik smalend is, of hoflike woorde wat nie eintlik omgee nie, ag sterkte hoor, ek voel nie veel vir jou situasie nie. Dis waarom vriendelikheid dood eenvoudig net nie 'n persoonlikheidstrek kan wees, wat ons die verwagting aan moet vashou, dat elke mens dit besit, en dit op dieselfde manier uitleef nie. Wanneer ons na die Bybel toe gaan, dan word daar van vriendelikheid gepraat as een van die vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 sê vir ons dat vriendelikheid deel is van die werk wat die Here binne in ons doen, want dis wat die Heilige Gees doen. In Johannes 14, net voor ons teksgedeelte, het Jesus gesê, ek gaan my Gees op julle uitstort, en hy gaan julle herinner en laat leef in alles wat ek julle geleer het. So wat doen die Heilige Gees in ons? Wat is die vrug van die Gees? Die Gees maak die woorde van die Here in ons harte en lewens lewendig en aktief, sodat ons kan gaan en die woord van die Here kan gaan praktyk maak oral waar ons gaan. So die vrug van die Gees sê vir ons, een van die dinge wat God in jou werk en deur jou werk, en wat hy wil praktyk maak in die wêreld, is vriendelikheid. Maar wat beteken hierdie vriendelikheid? As ons gaan kyk na die woord wat in die Grieks gebruik word, die woord Christotes, nie dat jy ooit dit te onthou nie, dan sien ons, dit vertaal as vriendelikheid, maar die ander vertalingsmoontlikhede, en mens moet gewoonlik hierdie vertalingsmoontlikhede in 'n bondel van woorde sit, dan verstaan jy die woord se bedoeling beter. Kan ook vertaal as goedhartigheid, of welwillendheid, of 'n sagmoedige goedheid teenoor ander mense. So vriendelikheid is nie die bloot, ek het die vermoë om 'n wonderlike glimlag met mooi diep dimpels te gee, vriendelikheid waarvan gepraat word nie, maar hoe ek in goedhartigheid en welwillendheid teenoor jou optree, hoe ek jou belang soek, is deel van vriendelikheid. Maar ek dink, ons moet baie versigtig wees, om nie vriendelikheid en wat die Bybel daarvan leer, te probeer soek binne in die vriendelike mense in die wêreld. Daar's almal wonderlike vriendelike mense. Wie van julle het sulke mense in julle lewe? Dit is so lekker om hulle te hê. Dit is so blessing dat die Here hulle in ons lewe gesit het. Ek kan sommer dink aan Dominee Janrey van Boksburg. As ek hom sien, voel ek goed, julle, want hy's net so vriendelik. So dis lekker. Party mense is so. Maar ons moet dieper ook gaan soek vir wat wil die Here bereik met vriendelikheid. Want hier raak dit nou aan my en jou roeping. Hoe maak ek dit praktyk? Hoe laat ek vriendelikheid praktyk word? En ek dink die beste plek, of ek weet die beste plek,
is om te gaan kyk is na Jesus self en hoe sy vriendelikheid lyk, veral in die konteks daarin dat hy sy volgers sy vriende noem. In Johannes 15, ek wil net gou. In Johannes 15 word die vriendelikheid van God op 'n besondere manier sigbaar. Jesus sê nie vir sy disippels bloot net, ek het julle lief nie, maar hy sê, julle is my vriende. En hierdie vriendskap moet jy dan verstaan, is nie gebaseer op prestasie of getrouheid nie. Inteendeel, hierdie gebeurtenis is net voor Petrus vir Jesus sou verloon. En Jesus het geweet dit gaan gebeur. Hierdie gebeurtenis gebeur net voor al Jesus se ander disippels van hom af wegvlug. Hy het geweet dit gaan gebeur, en tog sê hy vir hulle vriende. Is ons siening van vriende baie keer nie prestasie gedrewe nie? Dit gaan oor hoe lekker jy saam met my braai, of hoe goed jy vir my is, of hoe lekker ek en jy kan chat. Dan kan ek met jou vriende wees. Hoe baie goed het ons in gemeen? Jesus voeg 'n klomp manne wat almal baie verskillend van mekaar is. Daar's tollenaar en daar's 'n mediese dokter en daar is vissermanne. 'n Hele mixed ratio kan ons sê van mense wat waarskynlik op eerste oogopslag nie baie met mekaar in gemeen gehad het of sommer met die eerste intrapslag 'n hond uit 'n bos uit gekuier het nie. Hy bring hierdie klomp mense bymekaar. Hulle het niks goeds aan hom gedoen nie. Inteendeel, hulle doen sleg aan hom en hy sê, julle is my vriende en ek het julle lief. Ek het julle so lief, ek wil my lewe gee vir my vriende. Hy noem hulle sy vriende omdat hy hulle in sy vertroue neem en aan hulle bekend maak wat hy van die Vader gehoor het. Christus se vriendelikheid word nie gesien dat hy die goeie aan ons gee nie, maar dat hy homself aan ons gee. En binne in daardie homself aan ons gee, ons deel maak van sy span wat in hierdie wêreld moet uitgaan en sy, verskoon die Engels weer, maar sy mission gaan doen. Die Here Jesus maak ons deel van 'n groter versameling van mense wat leef in sy genade en liefde. Hy wys vir ons hoe liefde lyk. Hy wys vir ons die hoogtepunt van vriendskapsliefde in agape liefde. Daar staan in vers 13, 'n groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. En hier sien ons die diepste betekenis van God se vriendelikheid. Bybelse vriendelikheid verwys nie bloot na beleefdheid of 'n aangename geaardheid of 'n pragtige glimlag nie. Bybelse vriendelikheid verwys na iemand wat doelbewus daaroor is om ander se welstand in ag te neem. Wat intentioneel daaroor is om goed te doen aan ander mense. Om in ag te neem, ander mense is anders as ek. Hulle dink anders as ek, hulle doen anders as ek. En God het hulle so gemaak. Wow, dis fantasties. Ek gaan hulle net so aanvaar. En in vriendelikheid hulle aanneem of deel maak van my kring van mense, want dis die Here wat my kring opmaak. So, dis nie 'n blote beleefdheid of aangename geaardheid nie, maar iemand wat doelbewus daaroor is om die Jesus dinge aan mense te doen. Hy doen die moeilikste ding vir ons, hy gee sy lewe, sodat ons die maklike eenvoudige dinge sonder kla of teepraat aan mekaar kan doen. Daarom is hy die ware vriend van sondaars. 1 Johannes 4 vers 19 herinner ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ware vriendelikheid begin dus nie by ons poging om beter mense te wees nie, maar by die kruis, by Jesus wat sy vriende so lief het, dat sy vriendelikheid teenoor hulle oorgaan daartoe, dat hy sy hele lewe vir hulle gee. En daarin wys Jesus vir ons hoe liefde sigbaar raak. Hierdie liefde van Christus word sigbaar in die manier waarop hy met mense omgaan. En daarom die opdrag om mekaar lief te hê. En die wonderlike ding van die voorbeeld van Jesus wat ons moet navolg is, dat hy niks vir ons sê om te doen wat hy nie self ook gedoen het nie. Ons sien Jesus die wêreld rond ingaan en goed doen aan mense. Ons sien hoe hy 'n hart het vir die wat swaar kry. Hoe hy selfs die vyande en die Samaritaanse vrou lief kry en genadig is teenoor hulle. En hoe hy uiteindelik sy lewe gee vir mense wat hom gehaat het.
So die vrug van die Gees, vriendelikheid, wat die Here vir ons daar beveel, beteken nie 'n oppervlakkige hoflikheid of aangeplakte glimlagte nie. Dit beteken ek soek jou welstand. Ek wil hê dit moet goed met jou gaan. Ek bid vir jou gesondheid. Ek bid vir jou huwelik. Ek bid vir jou lewe. Ek help jou as ek jou moet help. En terwyl 'n tydelike nood insluit om te sê ons moet daar wees vir mekaar en ons moet mekaar kan help, sluit dit ook die geestelike nood waarin ons verkeer in. So ons moet dit nie eensydig maak nie. Daarom kan jy die Spreukeboek gaan lees wat vol voorbeelde is van wat die waarde van 'n goeie vriend is. In Spreuke 27 spesifiek, daar staan of word gepraat of geleer van 'n vriend wat 'n ander vriend teregwys. Dan staan daar, wat 'n liefde het so 'n vriend vir jou, wat jou teregwys. Daar staan, die wonde deur 'n vriend word goed bedoel, selfs so ver soos wonde. So terwyl dit baie verder gaan as net hoflikheid of 'n baie mooi glimlag op jou gesig en gaan oor ons dra mekaar se laste, ons gee op daai manier 'n uitvoering aan die wet, ons het harte vir mekaar se omstandighede, ons probeer mekaar verstaan, ons probeer met mekaar se tekortkominge vrede maak, ons probeer mekaar prys vir die wonderlike gawes wat die Here in ons lewe laat leef, gaan dit ook in ware vriendskap daaroor om mekaar se geestelike welstand in ag te neem. Ware vriendelikheid praat nie net altyd aangename woorde nie. En sien, hier's waar ons heeltemal teen die Bybel se konsep gegaan het, want nou maak ons lewens net vol van mense wat altyd nice is met my. Wat nie durf oor die lyn trap van my aanspreek oor iets, of vir my sê iets wat ek doen is nie reg nie. Maar die Here leer vir ons, ware vriendelikheid praat nie net aangename woorde nie. Jy gaan nou sien hoe Jesus self dit doen met sy vriende. Soms waarsku dit, soms vermaan dit, soms help dit iemand terug op die regte pad. So Christelike vriendelikheid is nie altyd om die nice guy in 'n room te wees nie, maar die bereidheid om mense se ware voordeel te soek. My vriend of my vriendin het weggedraai van die Here af, of leef op 'n sekere plek of sekere aspek van hulle lewe rondom hulle roeping. Wat is my werk hier? Om dit te ignoreer, om dit te verskoon, om hulle verskonings en selfregverdiging daarvoor te promoveer? Ek wil vir jou sê, 'n dominee of 'n ouderling wat jou aanspreek oor jou sonde is vir jou 'n baie beter vriend as die vriend wat jy alles mee saam doen in hierdie lewe, wat saam met jou die sonde doen, wat jou versterk daarin en wat nie omgee as jy verkeerd doen nie. As die vriend wat nie bereid is om jou aan te spreek nie. As die vriend wat nie bereid is om met jou te verskil nie. Dis nie eintlik goeie gesonde vriendskappe nie. Dis nie wat Jesus vir ons leer nie. Kyk wat doen Jesus. In Jesus sien ons dat Bybelse vriendelikheid nie altyd gemaklik is nie. Die meeste mense definieer vriendelikheid as om mense te laat goed voel. Maar Jesus se optrede teenoor sy vriende praat 'n hele ander taal. Hy kyk Petrus stip in die oë en hy sê, jy gaan my verloon. Is daar nie 'n plek waar Jesus hom nogal name noem oor die dade wat hy gaan pleeg nie? Jesus konfronteer Petrus se selfvertroue as Petrus sê hy sal nooit die Here verlaat nie. Jesus kyk hom aan nadat hy geval het. Ons sien 'n klomp verskillende voorbeelde waar Jesus sy vriende wat sy disippels was aanspreek en teregwys, waar hy met hulle selfs kwaai is. Maar dan sien ons ook Jesus herstel weer vir Petrus. Want dis ware vriendskap. Mense wat mekaar help nader aan Christus kom, nader aan die Here leef. En dis wat ons vir mekaar moet wees. En die Here wys vir ons hier, selfs vir hom was niks daarin gemaklik nie. Maar wat is die belangriker ding? Dit was opbouend. Die klem val nie op aangenaamheid nie. En dis wat die wêreld gedoen het, is dit nie? Jy moet vriende hê wat alles net aangenaam is. Ek sê nie jou vriende moet nie aangenaam wees nie. Natuurlik. Ek het 'n paar great pelle wat aangenaam is en ek love dit om tyd saam met hulle te spandeer. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê dat die klem val nie op daai aangenaamheid nie, maar op weldoen. Dis goedheid in aksie, 'n doelbewuste soeke na iemand anders se voordeel. Dis liefde wat in praktyk omgaan. En dan is die ander ding wat Jesus vir ons ook leer in sy voorbeeld vir ons en sy uitgaan in die wêreld is, dat Jesus jou vriendekring vergroot. Ons kies maar in hierdie wêreld ons paar mense uit
en ons spandeer tyd en aandag en energie aan hulle. Maar wanneer dit gaan oor vriendelikheid en mense soos vriende behandel, dan leer die Here die Bybel deur baie duidelik vir ons dat dit kan nie beperk wees tot jou nadere kring nie. Dis natuurlik, so elkeen van ons het 'n nadere kring. Maar wanneer ons liefde in praktyk gaan doen, wanneer ons vriendelikheid in praktyk gaan doen, dan doen ons dit nie net aan die mense waar dit vir ons maklik is om dit te doen nie. Ons gaan ook uit en ons gaan wees vriendelik met die ou van wie ons aanvanklik nie eens hou nie. Of selfs die ou wat jou dalk irriteer. En dis wat Jesus doen. Gaan en hy gaan wys sy liefde vir vyande. En vyande word sy vriende. Want dis wat die mens was van die Here voor Jesus Christus. Vyande van die Here. Die res van die Nuwe Testament wys vir ons hoe hierdie liefde van Jesus nog dieper strek. Christus gee sy lewe om vyande vriende te maak. En daarom kan die Here ons beveel, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Omdat hy presies dieselfde gedoen het. En as Christus my vriend geword het, toe ek nog sy vyand was, hoe kan ek dan my vriendelikheid beperk tot mense wat maklik is om lief te hê? Nee, geliefdes. Ons moet soek vir Jesus soort vriendskap oral in die uitleef van sy beleefdheid, van sy liefde, van sy uitreik na mense, van sy hulp aan mense en ja, ook die reghelp van mense. Ware vriendelikheid begin daarom nie by temperament nie. Jy kan traai, ek traai elke dag van my lewe, dis iets wat ons moet nastreef, om vriendelik te wees met mense. Daar's eintlik niks so sleg soos as iemand jou nie vriendelik behandel. Maar partykeer val ons daarin, ons is mense. Maar ons moet weet, die wese van dit begin nie by jou temperament nie. Dit begin by Jesus Christus, wat 'n sondaar was, wat niks vir hom kon bied nie, wat 'n vyand was, sy vriend gemaak het. Wat vir jou kyk vandag en sê, vriende, ek het julle so lief, ek het my lewe vir julle afgelê. En daarom wil ek nou hê, hierdie soort liefde moet julle ook vriende vir die wêreld gaan wees. Wat mense bedien met my liefde, met my genade, met my goedheid en met 'n Bybelse soort vriendelikheid wat ander mense se welstand nastreef. Omdat die Here ons verander het om mense te wees wat sy vriendskap ervaar. Daarom kan hy die wêreld verander wanneer ons sy vriendskap aan die wêreld gaan openbaar en uitleef. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die gawe van vriendelikheid en vriendskappe in ons lewe. Wat 'n wonderlike groot gawe is dit nie. Maar daar waar ons in ons vriendskappe begin gly het en dit net inkleer volgens wat wêreldse standaarde of menslike standaarde of die inrigting van hierdie verhoudings vir ons leer, bid ons dat U werklik deur die Gees ons sal help vandag om binne in U verstaan, binne in die nuwe verstaan in ons Here Jesus uit te gaan en mekaar se welstand te soek. Dat ons U sal verheerlik deur ware vriendskap, Christus soort vriendskap in die wêreld te gaan uitleef en vir mense te gaan leer van die warmte, van die liefde, van die omgee van die mense wat deel is van U koninkryk, deel is van U huisgesin. Help ons Here om met hierdie soort glimlag die lewe in te gaan, sodat U daardeur verheerlik sal word. In Jesus se naam. Amen.